Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie vir hierdie kinders, dankie vir hulle ouers se getrouheid wat ook hulle doopbeloftes van jare terug nakom. Dankie Here dat ons kan weet dat U elke een van ons ken, dat U ons op ons naam ken, dat U vir ons lief is, dat U vir ons wil omgee en 'n pad saam met ons wil stap. Dankie Here dat ons na U toe kan kom met al ons issues, al ons probleme, al ons stikkindheid, al ons vreugdes, al ons opgewondenheid. Dat ons in U teenwoordigheid kan inkom. Dat ons nie meer moet wegbly van U af uit vrees nie. Maar dat ons met vreugde en met hoop na U toe kan kom. Dankie Here ook dat ons weet dat U elke dag saam met ons stap. Dat U weet wat in ons harte aangaan, dat U weet wat in ons lewens aangaan. En ek wil vra dat U vanoggend met elke een van ons sal kom praat. Ek vra dit in U naam. Amen. Petrus, my laptop se klank aan. Ek kom nogals in die week agter, eintlik nou al seker 'n hele rukkie, miskien nou van die wêreldbeker af. Ons almal was nou vreeslik opgewonde oor die wêreldbeker en dit is vrek lekker natuurlik om vir die Springbokke te skree. Maar ek kom agter in my eie hart dat daar is 'n klomp goed wat op 'n manier my aandag wil hê, wat op 'n manier, en dis dalk nou bietjie sterk gestel miskien, maar my aanbidding amper wil hê. Ek ry nou saam met 'n paar van julle in die week ook om te plant saam met van die boere en die woorde wat ons gereeld hoor en wat ek in my eie hart hoor is daai is die wonderlikste trekker wat daar is. Daai is die wonderlikste planter wat daar is. Hierdie is die wonderlikste landbougrond wat daar is. En daai woordjie wonderlikste of miskien greatste, as ek nou die Engels kan gebruik, is nogals 'n woord wat ons baie in ons kultuur ook hoor. En ek het nou 2 voorbeelde sommer nou net wat ek in die week aan gedink het of wat my getref het. Die eerste ene is 'n liedjie van R. Kelly. Moenie worry as julle nie weet wie dit is nie. Julle mis niks nie. Maar die liedjie gaan iets soos die volgende. As hy gaan speel. I am a mountain, I am a tall tree, oh, I am a swift wind, sweeping the country. I am a river, down in the valley, oh, I am a vision, and I can see clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high, hey, I made it, I'm the world's greatest, and I'm that little bit of hope, when my back's against the ropes, I can feel it, I'm the world's greatest. So dis R. Kelly wat hierdie liedjie sing, I'm the world's greatest. Hy het geskryf ook aan die hand van daai fliek oor Muhammad Ali. Baie van daai woorde is Ali se eie woorde oor homself. Nee, en dan die tweede ding wat ek aan gedink het is hierdie. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? You wanna be where you can see trouble to outside. You wanna go where everybody knows your name. They're great! Ek weet nie of kry mens nog Frosties nie. Ek het nie by die Pick n Pay gaan kykie. Ek dink die mens kry dit meer vrek lekker pap gewees, né?
2 simpel voorbeeldjies, maar die wêreld wat die hele tyd vir ons probeer wys na ander goeders wat so wonderlik is. Ons is so goed daarmee om te praat oor hoe great is ander goeders. En die vraag wat op 'n manier dan in my hart inkom, is as hierdie wêreld so vol great goeders is, as hierdie wêreld so vol wonderlike goeders is, of selfs soos wat R. Kelly miskien sing, as ek so great is, as ek so wonderlik is, wat is dan nou eintlik die punt daarvan om die Here te dien? Hoekom die Here dien, as daar soveel ander wonderlike goeders in hierdie wêreld, as daar soveel ander great goeders in die wêreld is? En in Deuteronomium 10 is ons teks wat ons gaan lees, as jy daar so my wil oopmaak, Deuteronomium 10, dit is Moses wat met die volk praat, net, sê Deuteronomium se herhaling amper van die 10 gebooie kom van hier af aan, of net voor dit, en Moses praat met Israel daar in die woestyn, en dan begin hy en hy sê, daarom dan Israel, wat anders vra die Here jou God van jou, as om vir die Here jou God ontzag te hê, ek lees uit die 2020 vertaling uit, om vir Here jou God ontzag te hê, om al sy paaie te volg, om hom lief te hê, en die Here jou God te dien met hart en siel, om die gebooie van die Here en sy vaste voorskrifte na te kom, wat ek vandag vir jou voorskryf, sodat dit met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemelruim, ook die hoogste hemele, die aarde en alles wat daarop is. Slegs aan julle voorouers het die Here hom verbind om hulle lief te hê. En hy het hulle nageslag na hulle gekies uit al die volke soos dit vandag is. Besny die vooruit van julle harte en moenie langer hardnekkig wees nie. Die Here is immers julle God. Hy is die God van die gode en die Heer van die Here. Die groot, die magtige, die ontzagwekkende God, wat onpartydig is en geen omkoop geskenk aanvaar nie. Wat vaderloos is en weduwees se regte hand af en aan vreemdelinge liefde betoon deur aan hulle kos en klere te gee. Julle moet vreemdelinge lief hê, want julle was self vreemdelinge in Egipte land. Vir die Here jou God moet jy ontzag hê, hom moet jy dien, aan hom moet jy vashou en slegs in sy naam moet jy sweer. Hy is die een wat jy moet loof en hy is jou God wat aan jou hierdie groot en ontzagwekkende dade gedoen het, wat jy met jou eie oë gesien het. Met net 70 persone het jou voorouers na Egipte afgegaan, maar nou het die Here jou God jou so talryk gemaak, soos die sterre aan die hemel. Dit is vir my 'n ongelooflike teks. As ek moet eerlik wees, dink ek nie ek het dit al ooit raak gelees voorheen, soos wat ek dit hierdie week raak gelees nie. Met hierdie vraag van, okay, daar's al hierdie wonderlike goeders in die wêreld, hoekom dan die Here dien? En dan kom Moses met hierdie antwoord, want dit is wie God is. Dit is wat hy verdien. Hy, en Moses se eerste antwoord op daai vraag, is want ja, daar's al hierdie ander wonderlike goeders. Ja, daar's fantastiese mense in hierdie wêreld. Ja, daar gebeur great goeders, maar hierdie God, ons God, is die enigste God. Daar's geen ander soos hy nie. Daar's geen ander wat voor hom kan standhou nie. Net hy is die een wat heers, net hy is die een wat regeer. En as ek vir myself en hierdie woord so baie in my lewe gebruik, greatest, wonderlikste, ons gebruik so baie keer, ook, okay, dalk nie ons nie, kom ons sê, party mense gebruik baie keer die woord awesome, weer en so vinnig, dat het eintlik afgewater word, dat enigiets kan nou maar net wonderlik wees, enigiets kan nou maar net awesome of great wees, en eintlik sê die Bybel, daar's net een wat awesome is. Daar's net een wat asemrowend is, wat fantasties is, wat wonderlik is. En dit is God. En daarom begin Moses, en as hy oor hierdie God praat, begin hy en hy sê, die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God. Ook die aarde en alles daarop. Moses kom sê vir ons, kyk net bietjie rondom jou, kyk na al hierdie great goed wat jy raak sien, kyk na al hierdie wonderlike goed wat jy het en wat jy besit, of wat jy dalk begeer en graag sou wou hê, en besef, dit behoort aan hom. En dan in vers 17 sê hy, die Here jou God,
hy alleen is God. So kort sinnetjie, maar is een van die wonderlikste sinne wat daar is in die Bybel. Is een van die wonderlikste sinne wat daar is in die Ou Testament en weer in die Nuwe Testament kry ons dit ook 'n paar keer. Die Here jou God, hy alleen is God. Daar is net een God. Daar's net een wese, een God wat ons aanbidding kan vereis, wat ons aanbidding kan vra, wat ons aanbidding kan verdien. My en jou geloof, en as ons hierdie vraag vra, hoekom? Is God se antwoord, want dit is wie ek is. Ek is die een wat in beheer is van alles. Ek is die een wat laat reën, soos tannie Johanna in die week gesê het, ek is die een wat laat reën oor sondaars en oor gelowiges, oor almal is ek die een wat seën bring en wat reën bring. Ek is die een wat genade bring. As ons na die Nuwe Testament toe gaan, ek is die een wat aan die kruis kom sterf en jou kom vrymaak van al hierdie kettinge wat jou bind. Ek is die een wat jou kom vrymaak van jou verlede. Ek is die een wat jou op 'n manier ook kom vrymaak van jouself. Daai liedjie van R. Kelly, I'm the world's greatest, is iets wat so vinnig in elke een van ons harte leef. Ek sit myself so vinnig op daai troon, so vinnig is ek die een alwaaroor ek bekommerd is, alwaaroor ek worry is. Hoe gaan dit met my? Is ek okay? Hoe kan ek myself nog meer en meer voorsit? Die tweede rede, die eerste rede, kom ons herhaal net vinnig. Die eerste rede is omdat dit is wie hy is. Hy is die enigste God. Die tweede rede om hom te dien is omdat hy jou gekies het om aan hom te behoort. Omdat hy in die middel van al hierdie mense in hierdie wêreld, in die middel van almal wat daar is, gesê het, ek wil jou lief hê. Ek ken jou op jou naam. Freek, Lida, Hes, Adrie, Babs, Chris. Ek ken jou, ek gaan nou nie almal van julle se name noem nie, maar hy ken jou ook. Hy weet wie jy is. En hy het gesê, vir jou wil ek lief hê. Vir jou wil ek vashou, vir jou wil ek versorg. Vir Israel sê hy, ek gaan julle vat, hierdie klein, nuttelose, useless volkie, wat nog nooit enigiets gedoen het om my genade te verdien nie, wat nog nooit enigiets gedoen het om my liefde te verdien nie, nie een of ander groot wonderlike volk nie, 'n ou klein woestyn reisende volk, en ek gaan julle God wees. En dieselfde tel vir my en jou. Daar's niks wat ek kan doen, of nog ooit gedoen het, of ooit gaan doen, om sy liefde te kan verdien nie. Daar's niks wat ek nog ooit gedoen het, wat sê, Here, U moet vir my lief wees nie, inteendeel, presies die teenoorgestelde. Elke dag doen ek iets wat maak, dat ek in my hart wil glo, maar ek is nie goed genoeg nie. Dat ek in my hart wil glo, ek draai weg van die Here af, dat ek in my hart wil glo, die Here behoort my, of sy rug op my te draai. En wat sê hy? Hy sê nee, ek laat die voorhangsel vir jou skeer. Ek sterf aan die kruis vir jou. Ek kom na jou toe. Ek draai myself weer en weer na jou toe, om vir jou lief te wees. Ons leef in 'n wêreld van wat amper 8 miljard mense op hierdie oomblik, nee, baie naby aan 8 miljard mense. En God sê, jy is nie net 'n nommer nie. Jy is nie vir my maar net 'n benchwarmer, 'n impakspeler nie. Ek ken jou op jou naam en ek is lief vir jou. Wie is ek dat God my sou kies? Wie is jy dat God jou sou kies? Niemand. En tog doen hy. My posisie in die lewe, my talente, my gawes, my foute, het nie vir God saak gemaak. Jou issues, jou geskiedenis, jou lewe, het nie vir God soveel saak gemaak, dat hy sê, ek kan nie vir jou lief wees nie. Inteendeel, hy het gekies om na jou klein, nietige, amper nuttelose mens toe te kom. Om vir jou aan die kruis te kom sterf, om jou te kom losmaak van jou sonde, te kom losmaak van die duiwel. Hoe sê Hebreërs, hy het die lasbrief van ons sonde teen die kruis vasgespijker.
Dat niks meer tussen my en hom kan staan nie. Dat niks meer ons kan weghou van hom af nie. Deur sy kruisdood en deur sy opstanding het hy jou syne gemaak. Het hy jou kom loskoop. Uit genade en uit liefde uit. Dis 2 redes. Omdat hy is wie hy is. Omdat hy jou gekies het. En ek dink die 3de rede wat ook uit hierdie teks uitkom, maar wat op soveel ander plekke uit die Bybel uitkom, is wat dink jy ons ook nou meer gehelp het. Die 3de rede om hom te dien, bo enigiets anderster, is omdat dit lekker is. Omdat dit lekker is om hom te dien. Omdat dit lekker is om hom te ken. Omdat dit lekker is om in sy teenwoordigheid te wees en sy naam groot te maak. Nie omdat ek bang is vir die hel nie. Dis nie 'n goeie rede om hom te dien nie. Vrees is nie 'n goeie rede om enigiemand te dien nie. Hoekom dien ek hom? Nie omdat ek bang is vir die hemel, vir die hel, hopelik is jy nie bang vir die hemel nie. Bang is vir die hel nie, en ook nie net omdat ek eendag graag wil hemel toe gaan nie, want dit is eintlik maar dieselfde ding. Om eendag graag hemel toe te wil gaan en nie te wil hel toe gaan nie, is presies dieselfde ding, weerskante van 'n muntstuk. So hoekom dien ek die Here as dit nie oor dit is nie? Omdat dit nou lekker is. En hierdie teks sê hy, omdat ek by jou wil loop, omdat ek saam met jou wil reis, omdat ek vir jou wil goed wees. In Openbaring is daar 'n klomp van hierdie beloftes. Kyk of ek jou nie gaan seën as jy my dien nie. Kyk of ek nie jou gaan vashou en jou gaan versorg nie. Kyk of ek nie vir jou gaan vreugde gee nie. Soveel tekste in die Bybel wat sê as jy aan my vashou, hoef jy nie bang te wees nie. Jy hoef nie bang te wees vir wat voor lê in hierdie seisoen nie. Jy hoef nie bang te wees vir wat kom in hierdie land nie. Jy hoef nie te vrees vir wat in die toekoms lê nie, want ek gaan by jou wees. Ek sal jou vashou. Ek dink dis tyd dat ons bietjie vir onsself weer daai vraag vra wat ek aan die begin gevra het. Hoekom dien ek die Here? Hoekom wil ek die Here dien? Wil ek die Here dien omdat dit my een of ander hupstoot gee? Wil ek die Here dien omdat ek bang is? Wil ek die Here dien omdat dit vir my status gee? Of wil ek die Here dien omdat hy is wie hy is? En omdat hy my maak iemand wat ek nie verdien om te wees nie. En omdat dit lekker is. Omdat dit lekker is. Volgende week gaan ons nagmaal vier. Sommige net jou weer herinner aan nagmaal. En nagmaal is hierdie vreeslike ernstige ding in die kerk. Dit is 'n sakrament. Dit is net een van ons 2 sakramente. Maar dit is 'n vreugdesmaaltyd. Niks in God is so ernstig dat ons heeltyd dikbek moet rondloop nie. Niks in God is so ernstig dat ons nie met vreugde kan leef nie, want wie hy is liefde en genade en vreugde. Natuurlik gaan hy ook 'n bietjie verder in hierdie gedeelte en hy sê, okay, en as julle vir my lief is en as ek vir julle lief is en as jy my dien, gaan wees goed vir hulle wat arm is, gaan wees goed vir hulle wat weduwees is. Daai teks, ek het dit spesifiek gekies vir daai besny die voorhyde van jou harte. Verskriklike ou teks, maar besny jou hart. Maak jou hart oop en sag. Die 83 vertaling sê, wy jou aan my en hou op hardnekkig wees. Wees lief vir die vreemdeling, want jy was 'n vreemdeling. Dien die Here jou God, wees getrou aan hom, want hy is getrou aan jou. Natuurlik is daar 'n paar goed wat hierop volg, maar ons begin nie daar nie. Ons begin nie daar nie. Ek leef nie goed en doen nice goed en doen nie regte goed sodat hy vir my kan lief wees nie. Ek doen dit want hy is lief vir my. Ek doen dit want ten spyte van alles wat ek is, bly hy die enigste Here en die enigste God. En die enigste een wat ons lof en ons aanbidding kan verdien. Ek wil vir julle afsluit met dit. Ek gaan dit weer vir julle lees, net vers 14 tot, nee, ek dink nie heeltemal vers 18 nie, in die Message vertaling. Hoor net die krag agter hierdie woorde. Look around you. Everything you see is God's. The heavens above and beyond the earth, and everything on it. But it was your ancestors who God fell in love with. He picked their children, that's you, out of all the other peoples.
That's where we are right now. So cut away the thick calluses from your heart and stop being so willfully hard-headed. God, your God, is the God of all gods. He's the master of all masters. A God immense and powerful and awesome. Daar's geen ander rede om hom te dien nie. Daar's geen ander rede nodig nie. As hy is die almagtige, enigste God, wat jou uitgekies het, wat jou lief het, wat vir jou op die naam gekies het, en sê, ek gaan 'n pad met jou stap, ek gaan jou vashou, en ek gaan vir jou vreugde gee, ek gaan dit vir jou lekker maak, om my te dien. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, dankie vir wie U is. Dankie dat U die een is wat van alle tye af nog bestaan. Dat U die een is wat geskep het en wat ook steeds herskep en onderhou. Dankie dat U die een is wat gesê het, ek gaan my enigste seun stuur om aan die kruis te kom sterf. Vir jou. Vir jou lewe. Vir hierdie wêreld wat jy in leef. Sodat jy kan vry wees, sodat jy met oorgawe en met liefde kan leef. Ek gaan aan jou genade bewys. Ek gaan 'n pad saam met jou stap, ek gaan saam met jou gaan. Ek loof U daarvoor, Here. En ek draai my hele hart na U toe. En ek lig dit op en ek sê, U is die enigste God aan wie lof toe kom. Amen.